Ons wil net heeltyd die profeseë hoor. Ons wil heeltyd die blessings hoor. Ons wil heeltyd hoor hoe goed is ons. Maar ons wil nooit hoor wat is ons. Dis koffietyd by die rots, saam met my Frik Weideman op hierdie pragtige Woensdagmôre. Ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Dit is altyd vir my so lekker en 'n voorreg om met jou te kan gesels hier by koffietyd, hier by die rots, en om te gesels oor dinge wat belangrik is. Nou mense, so rukkie terug was ek betrokke gewees by 'n teamsvergadering met 'n klompie manne. Ek vra tot die vraag, ouens, sê gou vir my, wat volgens julle is die belangrikste kenmerke of eienskappe van Jahwe, die Almagtige, ons hemelse Vader? En die ouens kom terug met fenominale antwoorde. Ouens praat van geregtigheid en reg en regverdigheid en betroubaar, en is nie 'n mens dat hy alleen sal vertel nie, en al hierdie goed, maar uit almal se monde kom toe die woord liefde. Joch, en ek word so half stil in my gees en ek sê, ouens, help my gou asseblief. Help my gou. Ek sien die afgelope ruk, sien ek die liefde verkoel. En help my as ek verkeerd is, maar ek sien dat die liefde verkoel. Ek sien dit in families, in huishoudings. Ek sien dit in naby gesinne. Ek sien dit in huwelike. Help my gou, want die woord leer my in Matteus 24 vers 12, hy sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde verkoel. Dit beteken, wanneer ons mekaar nie meer respekteer nie, wanneer ons oor die draad spring, wanneer ons valshede praat, wanneer ons leuns vertel, wanneer ons 'n valse getuienis is, wanneer ons ouers nie meer eer en respekteer nie, wanneer ons Vader nie meer dien met alles binne in ons, met al ons krag en met al ons hele wese nie, dan gaan liefde verkoel. So help my gou, manne. Ek sien dit nie dat liefde is besig om te groei nie. Inteendeel, dit neem af soos wat morele verval afneem. So help my. Ons het nou 'n lekker debat gehad oor liefde. Maar ek sien een ding wat gebeur, en dis nie almal nie, maar ek sien die oorgrootste meerderheid mense is so besig met hulle eie dinge, met hulle eie survival, om te oorleef, om te werk elke dag, en om uit te gaan en terug te kom, en net elke dag amper soos 'n marionet. En ons kom nie werklik meer by die woord uit nie. Ons het hierdie dagstukkies wat ons lees, en dan hoor ons 'n woord op YouTube, en dalk miskien kyk jy na Frik, maar ek wil vir jou sê, dis nie genoeg nie. En die oomblik wanneer liefde verkoel ten opsigte van die woord, het dit 'n ripple effek ten opsigte van jou onmiddellike huishouding, jou huwelik, jou man-vrou verhouding, ouer-kind verhouding, en so kring dit uit, en is 'n ripple effek. Ek sê vir ouens, ek sien dit nie meer nie. Ek sien dat mense gee nie meer om nie. Elkeen is vir homself. Help my. Dis wat ek sien, dis wat ek hoor, dis wat ek lees, ek kry die boodskappe. En as jy vanoggend ingeskakel is by koffietyd, en jy het so 'n bietjie die woord neergesit en dit lanklaas opgeneem, en ek wil jou bemoedig om vanoggend regtig na hierdie boodskap te luister, en dit dalk miskien aan te stuur vir iemand wat jy dink het dit nodig, want ek sien dat die liefde verkoel, en wetteloosheid, goddeloosheid, is besig om te normaliseer. As ek hoor van iemand wat tot sterwe gekom het, of 'n moord, of enigiets in daai lyn, net die wenkbroue word gelig, en dis dit. Daar's nie meer daai, Abba, beskerm hulle, Abba, wees met hulle nie. Ek sien hoe families mekaar verwoes. En ek wil nie oor hierdie goed praat nie, maar ek moet, want dis nou Desember maand. En in Desember maand, met betrekking tot die reël in Suid-Afrika en oor die wêreld, is dit 'n tydperk van rus, en dis die tydperk wanneer ons 24 uur uit 24 uur in mekaar se geselskap gaan wees. Jy en jou familie, jou man, jou vrou, jou kinders, jou seuns, jou dogters, dalk miskien met jou ouers ook. En ons is in mekaar se geselskap. En hoe hanteer ons dit dan? En ek sien hierdie goed in die wêreld. Hartseer om te sê, ek sien dit ook in ons gemeentes. Ek sien dit in ons kerkkringe waar ons het mos hierdie kliks, en ons bespreek mekaar, en ons skinder vir mekaar, en ons praat dood van mekaar, en ons maak monsters van mekaar. En die woord is reg, in die laaste dae is dit 'n eindtyd gesindheid. Die liefde verkoel as gevolg van die feit dat die ongeregtigheid vermeerder.
Mense, ek dink ons moet weer 'n keer gaan kyk na Eksodus hoofstuk 20. En gaan kyk, hoe lyk my verhouding met Vader, Jahwe die Almagtige? Is ek nie dalk besig om ander gode te dien en ek besef dit nie eers nie? Is ek nie net besig om te sê, ja, maar God is liefde en hy's op my lippe en ek lees sy woord en ek bid, maar dit wat my lippe sê en dit wat ek doen is twee verskillende wêrelde. In hierdie wêreld wat ek sê is 'n totale ander wêreld en dit wat ek doen. Dit wat ek doen, sny, dit breek, dit verwoes, dit verwerp en dit stoot weg. Die plek van aanbidding, waar ons by mekaar kom as 'n huisgemeente of by 'n selgroep of by 'n gemeente, is die plek waar ons Vader aanbid in gees en in waarheid. Hoekom gaan dit so daar? Wat is die rede? Wat is die probleem? Ek dink die probleem is dat ons is so veranderd, verkeerdelik ingestel. Ons wil net heeltyd die profeseë hoor. Ons wil heeltyd die blessings hoor. Ons wil heeltyd hoor hoe goed is ons. Maar ons wil nooit hoor wat is ons verantwoordelikheid ten opsigte van Jahwe die Almagtige en ons medemens nie. Ons wil dit nie hoor nie. Ons wil heeltyd net hoor van dit gaan met ons goed, ons is geseën, ons is gebless, ons het 'n toekoms en dit gaan gebeur, jy's in 'n season, a reason for the season en al hierdie lekker dingetjies wat lekker op die tong is en lekker op die oor val, maar waar's die boodskap van ware bekering? Waar's die boodskap van kom ons verootmoedig as 'n gesin? Dis Desember maand. Kom ons vat hande, want in die week toe ons gewerk het, was ons besig en ons was moeg en ons is uitgeput en ons het nie tyd nie, want ek moet nog dit doen en dit doen. Ek is ook skuldig. Almal is skuldig. Waar is die tyd waar ons weer, ek wil amper sê, en ek sê dit maar net by wyse van spreuke, die kers opsteek en die woord vat om te sê, my vrou, my man, my kinders, ons het nou tyd vir mekaar. Ons gaan nou 'n bietjie swem en ons gaan nou in die see of ons gaan nou braai en ons is by 'n vakansieoord of jy's miskien by die huis, jy doen die tuinroete, jy pas jy huis op. Maak nie saak waar jy is nie. Net om so 'n bietjie die lantern aan te steek om te sê, Abba, ek het gesê ons moet 'n lig wees. Dat ons vir mekaar 'n lig wees in ons huis. Dat ons hierdie stryd sal los wat oor die jaar opgebou het. Dat ons sal ophou loop met bitterheid. Ophou loop met geite en selfgesentreerdheid en ek is kwaad en hiemerig en daar's 'n atmosfeer en ek het stil stype en ek onttrek van mekaar en ek is jaloers en ek is wraakgedagtes en jy doen dit en ek gaan dit doen. Kom ons stop daarmee. Kom ons stop daarmee. As Jahwe die Almagtige liefde is en ek sê met my mond, hy woon in my. Kom ons gaan leef dit uit. Kom ons gaan leef dit uit. Vrik jy ook? Nee, ek gaan dit doen. Kom ons gaan leef sy liefde uit, kom ons gaan leef sy geregtigheid uit, sy regverdigheid en sy reg. Teenoor hom heel eerste en dan teenoor mekaar tweedens. En ek sê vandag vir jou lewe gaan radikaal verander. Radikaal. So ek wil jou vandag bemoedig by koffietyd, dat kom ons gaan wys hierdie wêreld verkeerd. Die wêreld soek 'n tendens van duisternis, donkerte, van bitterheid, onvergewensgesindheid, van woede, van kwaad, van depressie, neerslagtigheid, die arme ek, die victim, narcissisme, stilstype, onttrek. Dis wat die wêreld dikteer. Kom ek en jy gaan verander hierdie wêreld om sout te wees en om lig te wees. Want dis liefde. Sout bring geur. Sout het 'n langdurige uitwerking. Sout genees. En sout was 'n betaalmiddel gewees in die Bybeltyd. En om lig te wees, dat sy liefde wat hy in ons kom deponeer het, deur sy genade en deur sy onaanspeurlike teenwoordigheid, dat ons daai lig gaan uitleef in 'n donker wêreld. Kom aan ouens, ek challenge jou. Ek daag jou uit om te gaan verander. Ooreenkomstig die woord. Nee, nie die wêreld nie. Moet jou nie in die standaarde van hierdie wêreld meet nie, met betrekking tot die woord. Mense, baie dankie. Dit was lekker gewees vanoggend om saam met jou te kuier hier by die rots op die pragtige plaas te Kuilen. Ek eer Abba vir hierdie plaas. Hierdie plaas behoort nie aan ons nie. Hierdie plaas behoort aan hom. Nee, ons bestuur hom, maar dit behoort aan hom. Hier word die woord verkondig. Hierdie grond waarop ons staan is heilige grond. Ek seën jou op hierdie pragtige Woensdag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En mag jy die Shalom vrede ervaar
van Skepper God, die Heilige van Israel. Mense, baie dankie vir koffietyd vandag. Seënwense, Frik Weideman, tot 'n volgende keer. Shalom.